Vriende, ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Hartlik welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Ons skriflesing kom vanmôre uit die Woord van die Here, uit Hebreërs hoofstuk 10. Ons lees vers 19 tot 25. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is sy liggaam. En terwyl ons hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete. En ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Die Hebreërs skrywer praat hier met kinders van die Here, met Christene wat deel is van 'n Christelike kerk. Hy moedig hulle in die eerste plek aan om na die heiligdom van God te gaan, want hulle het nou vrye toegang om soontoe te gaan deur Jesus Christus, hulle Here. Jesus het die weg opnuut na die lewe vir hulle gelei, en daarom kan hulle met vrymoedigheid na die huis van die Here toe gaan. Maar hulle word ook aangemoedig om styf vas te hou aan die hoop wat hulle bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Al die goeie dinge wat God aan sy kerk en aan sy kinders beloof het, sal hy verseker uitvoer. Die Hebreërs skrywer moedig ook die Christene aan om na mekaar om te sien, om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Inderdaad het hierdie wêreld baie meer daarvan nodig. En daarom moet ek en jy, wat bely dat Jesus Christus ons verlosser is, alle mense in liefde behandel en ons moet goeie dade gaan doen as vrug van die ware geloof. Die Hebreërs skrywer moedig ook die kinders van die Here aan om nie weg te bly van die samekomste van die gemeente nie, maar hulle moet mekaar aanmoedig om daarheen te gaan. Daar het hulle gemeenskap met God. Daar is hulle rondom sy woord. Daar kan hulle saam as kinders van die Here by mekaar kom, om vir mekaar te bid, mekaar te ondersteun en saam God te aanbid soos wat hy dit bedoel het. Hoekom moet ons dit doen? Want ons is kinders van die lewende God. En ons weet, die dag kom nader, wanneer Jesus Christus op die wolke van die hemel sal kom, die oordeelsdag, en dan moet ek en jy gereed wees om hom te ontmoet. Hierdie boodskap geld ook vir ons vandag, broeder en suster. Kom ons neem dit ter harte, en ons gaan lewe soos wat die Here van ons vra. Kom ons gaan met volle geloofsekerheid die lewe in, met die oog gefestig op Jesus Christus, die volëinder van ons geloof. Kom ons bid saam. Dierbare Here, dankie vir hierdie mooi dag, vir die wonderlike voorreg om vandag stil voor U te kan word. Dankie dat U ons deur U woord kom leer, en dat ons daarin U wil vir ons lewe kan ontdek. Help ons om hieraan gehoorsaam te wees. Lei ons deur U Heilige Gees, en versterk vir ons vandag in die geloof. Vergewe al ons sondes, en lei vir ons ook in hierdie mooi dag. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.